How's hy? Môre julle almal. Egbert het vandag vir my 'n baie groot uitdaging gegee. Ek veronderstel om vir mense te preek wat potjiekos gesien het en potjiekos ruik en wat met 'n brandende begeerte in hulle maag sit, nie dalk vir die woord nie, maar vir ietsie lekkerder. So. Ek gaan dit nie probeer uitrek, ek gaan dit nie te lank hou nie. Ek gaan ons 'n lekker eenvoudige boodskap bring, maar dit wat die Here op my hart gelê het, as ek so luister na wat aangaan, dan dink ek nogal dis 'n woord wat vir ons almal iets beteken. In my opinie, dit beteken vir my iets en ek glo dit sal vir julle iets beteken. En ek gaan 'n hele paar tekste lees waarin dieselfde frase voorkom. So ek sukkel om Bybel te lees en die rede vir dit is, as julle na my Bybel sal kyk, sal julle sien hy's vol pyltjies en highlights en ek kan 90% van die tyd nie sien as ek 'n teks weer wil lees wat staan eintlik daar nie, want ek het hom ingekleur, totaal en al. En ek sal 2 versies lees en dan dink ek aan iets anders. Dan blaai ek terug daartoe. Dan lees ek net eers dit. So ek lees baie moeilik sommer net deur 'n hoofstuk want ek kruisverwys permanent. Maar in hierdie kruisverwysing vind ek nogal baie interessante goeters en ek vind dat baie frases in die Bybel herhaal hulle self. Nou, ek het 'n goeie vriend Geef, hy sê altyd vir my, Reinou, onthou, skree wat die Bybel skree en bly stil oor die res. Dis wat hy vir my sê. Skree wat die Bybel skree en bly stil oor die res. Nou, as iets herhaaldelik in die Bybel voorkom, dan val dit vir my in die kategorie van God skree dit vir ons. Dit val vir my in die kategorie van God wil hê ons moet hierdie ding weet, ons moet in ons harte vasmaak en ons moet daarin glo, ons moet ons vertroue daarin plaas en dan moet ons daarin wandel. OK, dis wat ek glo rondom dit. Maar voor ek daarby kom, ek voel net soos wat ek alles beleef vanoggend. Ek het nou die afgelope tyd 2 boeke gelees in die Bybel wat ek eintlik vermy het vir baie lank en ek voel net daar's 'n genade op hierdie klein tyd in my lewe dat ek iets kan verstaan in hulle 2. En dis die boek van Openbaring en die boek van Daniël. Nou, daar's te veel opinies daar buite daaroor en as jy wil op YouTube gaan kyk op YouTube net hoeveel uiteenlopende opinies is daar. Spektrums op spektrums op spektrums. En dis jou keuse, jy kan glo wat jy wil glo rondom dit. Daar's te veel debat rondom hierdie goed vir ou om te sê ek het die waarheid rondom dit. Dis my opinie, dis wat ek self sien. Daar's net te veel moontlikhede, daar's te veel opsies. Daar's te veel dinge waaraan jy moet dink. Maar een ding wat ek in hierdie sien, wat ek in hierdie reis sien, as ek dit so kan noem, is ons God is wie hy sê hy is. Hy is wie hy sê hy is. En laat ek vir julle 'n paar goed opneem wat ek raak sien. Wie van julle weet ons God wil mense red, nie veroordeel nie? Weet julle dit? Want as jy die eindtye bestudeer en jy kom by die gevolgtrekking dat God mense wil veroordeel, in my opinie, jy sal draai jouself 180 grade om en gaan in 'n ander rigting. Want dis nie waaroor dit gaan nie. Ons God wil mense red. Ek sien ons God is 'n liefdevolle God. Ek sien ons God is 'n God wat 'n plan het. Niks vang hom of guard nie. Hy wonder nie oor wat gaan gebeur nie, hy wonder nie oor wat hy gaan doen nie. Hy het 'n vasgestelde plan. En die rede vir ek dit sê is, ons is veronderstel om ons vertroue in hom te sit. En jy kan jou vertroue in een sit wat 100% getrou is, 100% liefdevol is, 100% genadig is en 100% vir jou is. Ek sê dit vir jou is. God is nie teen die mens nie. God is vir die mens. Hoor julle dit? Steek gou jou hand op as jy dit gehoor het. OK. Sê vanoggend vir jou, God vir jou. Hy is nie teen jou nie. Ons wil te veel goed aan God toeken wat hom nie toekom nie. OK. Dis dit daar gelaat. Ou vanoggend moet ons praat oor die groot en gedigte God. Wie van julle het al die Bybel raak gelees? Die groot en gedigte God. OK. As jy so deur die Bybel lees, kom hierdie frase spesifiek 'n paar keer voor. Die groot en gedigte God. En as jy die konteks daarvan lees, en ons gaan nou na die teksverse kyk, dan kom hierdie frase voor herhaaldelik, veral vir Israel, veral vir die koninkryk van Juda, waar hulle self bevind in 'n sekere tydperk, kom hierdie frase voor. Onthou die groot en gedigte God. Onthou die groot en gedigte God.
En dan wat daarmee gepaard gaan in daai konteks is twee goed. Dis 'n openbaring en 'n openbaring. Dis twee openbarings. OK. Wie van julle weet ons is veronderstel om te leef van openbaring tot openbaring. En ek praat nie van die boek Openbaring nie, ek praat van 'n openbaring. Wie van julle weet dit? Ons lewe van openbaring tot openbaring. Nou, kom ek verander dit net so 'n bietjie. Ons moet lewe van die openbaring van God tot God wat homself in jou openbaar. OK. Ons is baie keer op 'n plek waar ons lewe van openbaring. Yes, wow, het jy hierdie in die Bybel gesien, het jy dit beleef? Kyk hoe groot is hy, kyk hoe magtig is hy, kyk hoe amazing is hy. En dan is dit. Jy's opgewonde daaroor en dit sterf so 'n stadige dood. Wie van julle beleef dit? As ons eerlik is met onsself, ons beleef dit, né? Wow, en dan okay, wat doen die wow? Wat produseer dit? OK. Ons is veronderstel om te lewe van wie is God? Wat sien ek van hom? Wat openbaar hy homself as wie openbaar hy homself? En dan moet ons gaan na OK, hoe is daai openbaring in my lewe relevant? Hoe openbaar God homself so in my lewe? Nou kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. OK? God is liefde, sê 1 Johannes, né? Nee? Maar nou sê 1 Johannes, dieselfde boek sê, maar dis tyd dat ons lief hê in woord en daad ook. Nie net in woord nie, maar ook in daad. Sien julle? 'n Openbaring van God is liefde, maar die openbaring moet verder gaan. Liefde moet in ons geopenbaar word. Liefde moet in jou lewe geopenbaar word. OK. Aan die kruis is die openbaring van vergifnis. Né? Nee? Wie stem saam? Daar is die openbaring van vergifnis. Nou kom Efesiërs 4 vers 32 en hy sê die volgende: julle moet vergewe soos wat julle vergewe is in Christus Jesus. So ek kry 'n openbaring van God as 'n God van vergifnis. En wat veronderstel is om te gebeur, is daar moet 'n openbaring in my lewe kom van vergifnis. Ek moet begin lewe in 'n plek van vergifnis. En dis een van die grootste uitdagings, is ons aanbid God vir wie hy is. Maar vir hom om in ons lewens te manifesteer is nie altyd so maklik nie. Want jy kan nie meer onvergifnis kies as jy 'n God van vergifnis aanbid nie. Jy moet 'n God van vergifnis begin kies. Jy kan nie meer 'n blinde oog gooi vir sekere goed as jy 'n God aanbid wat daai goed in bloot wil stel nie. Ons kan nie. OK. Dis hoekom vir ons baie keer so 'n uitdaging is. Die vlees is in die pad, al daai dinge. OK. Blaai saam met my na Deuteronomium 7 toe. Ons gaan daarso begin. So in Deuteronomium 7, vir julle 'n bietjie agtergrond te gee. Moses is God se spraakbuis op aarde en hy is besig om die volk van Israel toe te spreek. Hulle het nou net uit Egipte uitgekom. Hulle is deur die woestyn. Hulle staan en kyk basies vir die beloofde land en hulle is in die laaste voorbereidings om die beloofde land binne te gaan, om Kanaan binne te trek. Dat God se belofte aan Abraham vervul kan word. Die korttermyn vervulling daarvan. OK. En as jy Deuteronomium bestudeer, dan sien jy Moses gee eintlik as te ware 3 groot toesprake binne in die boek. Die boek bestaan uit 3 groot toesprake. Moses beklemtoon weer die belangrikheid van die wet wat hulle nou ontvang het en hoe belangrik dit is dat hulle daarin moet lewe en die doel daarvan. En hy moedig ook hierdie volk aan om Egipte agter te laat. Hy moedig hierdie volk aan om die woestyn agter te laat. Hy moedig hulle aan om hulle oë op God te hou, soos wat hulle Kanaan binne trek. OK. En as julle saam met my sal lees in Deuteronomium 7 vers 14. Net voor hierdie het God vir Israel gesê: julle is my eiendomsvolk, julle is my verbondsvolk, en julle sal ek myself op aarde openbaar. En hy sê vir hulle in vers 14: geseënd sal jy wees bo al die volke. Daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie. En die Here sal elke krankheid van jou wegneem en al die kwaai siektes van Egipte wat jy ken, nie op jou lê nie, maar hy sal dit lê op almal wat jou haat. En jy sal al die volke verteer wat die Here jou God aan jou oorgee. Jou oog mag hulle nie verskoon nie en jy mag aan hulle gode nie dien nie, want dit sal vir jou stryk wees. As jy in jou hart dink, hierdie nasies is meer as ek, hoe sou ek hulle kan verdrywe? Wees nie bevrees nie. Dink gedurig aan die Here jou God, aan Farao en wat by die Here jou God aan Farao en die hele Egipte gedoen het.
Die groot versoekinge wat jou oë gesien het, die tekens, die wonders, die sterke hand, die uitgestrekte arm, waardeur die Here jou God jou uitgelei het, so sal die Here jou God aan al die volke doen vir wie jy bevrees is. En die Here jou God sal ook perdebye onder hulle stuur, totdat hulle omkom wat oorgebly het, en wat vir jou weggekruip het. Vers 21, skrik nie vir hulle nie, want die Here jou God is by jou, 'n groot en gedigte God. Vers 21, die Here jou God is by jou, 'n groot en gedigte God. OK, so wat is die eerste ding wat in die teks vir jou moet uitstaan? Die Here sê, ek is by jou. Ek is by jou. 'n groot en 'n gedigte God. OK, en hy skets 'n prentjie waar hy groot is bo die nasies waaroor hulle nou ingaan. En dat hy ook gedig is. Nou gedig het ek gaan opsoek beteken om vrees of respek of eerbied in te boesem. Dis wat die HAT sê. Om vrees of respek of eerbied in te boesem. En dit gaan gewoonlik oor, ek weet nie of ek die woord uit reg spreek nie, hoe formidaal, het ek het reg gesê? Het ek het reg gesê? Hoe formidaal iemand is. Dit is wat die woord gedig beteken. Iemand is 'n gedigte teenstander. Iemand is 'n gedigte opponent. OK, julle verstaan daai betekenis. So die Here skets homself in hierdie prentjie, né? En hy sê voor julle hierdie land intrek, moenie vir die nasies bevrees wees nie. Hoekom? Want julle fokus moenie op die nasies wees nie. Julle was in die woestyn as gevolg van julle fokus wat op die nasies was. Julle fokus moet ophou op die nasies wees. Julle fokus moet op my wees. Want ek is groot en ek is gedig. En hy vat hulle ook terug en hy sê vir hulle, toe ek julle in Egipte bevry het, Egipte was op daai stadium die wêreldmag gewees. Die fors van die wêreld as jy dit so kan stel. Egipte was militêr en ekonomies seker die sterkste nasie op aarde. En wat doen die Here? Hy stuur 2 boeties. 2 boeties, maak dit vir julle sin? Dink gou daaroor. Die grootste militêre en ekonomiese mag in die wêreld. 2 boeties. Nie een kan eers praat skaars. OK. 2 boeties. Wie van julle het 'n boetie? Steek gou jou hand op. OK, ek sê Here, ek stuur julle Amerika toe. Is jou staf? Waar gaan jy Amerika toe? Jy gaan nou vir Amerika gaan toppel. Maak dit sin? Nee, dit maak nie sin nie. Dit maak niks sin nie. Maak boggerol sin, geen sin. Mag 'n mens boggerol in die kerk sê. Dit maak geen sin. Niks. Zilch. OK. Niks. Maar dis hoekom die Here dit sê. Dis hoekom die Here dit sê. As Israel na die taak kyk wat vir hulle voor lê, sê hulle maar, ons kan nie. Maar die Here sê, dis waar julle fokus lê. En dis verkeerd. Julle fokus moet by my lê. Ek is die groot en gedigte God wat by jou is. OK. So, ek het nou van 2 openbarings gepraat. Die eerste openbaring wat Israel moes kry was, God is groot en gedig. God is groter as Egipte. God is groter as die Kanaanitiese nasies. OK, wat moet dit in my bring? Vreesloosheid. Nou kom ons trek dit terug na vandag toe. Baie kere trek ons terug van om God se koninkryk te bevorder. Want ons kyk na die wêreld om ons en ons sê maar die wêreld is so goddeloos. En daai ou gaan in elk geval nie vir my luister as ek met hom oor die Here probeer praat nie. En daai ou stel in elk geval nie belang nie. Wie van julle was al daar? Wees eerlik met jouself. Wie wat moet ons eintlik vir onsself sê in daai oomblikke? Die groot en gedigte God is agter my, is om my en hy's in my. En dan begin leef ons uit wat die skrif sê. Groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. As ons nie 'n stem het daar buite nie, dan leef ons dit nie uit nie. Dis die waarheid. Dis die realiteit van die saak. OK. So die eerste openbaring wat ek vir julle wil koppel aan die groot en gedigte God is, hy's by jou en hy's magtig. En hy is bo en verhef bo oor alles. Ons sing hierdie liedjies. Dis hoekom ons hierdie liedjies kan sing, want dis die waarheid. Hy is groot en verhef bo oor alles. Maar dit moet vir ons 'n vrymoedigheid gee om dan te lewe asof ons glo God is dit. Om dit in die wêreld in te vat.
Ons lewe van openbaring tot openbaring. Blaai net een bladsy om, gaan ons na Deuteronomium 10 toe. Kom ons lees daar vanaf vers 15 af. So vanaf vers 15 sê dit, maar net aan jou vaders het die Here 'n welgevalle gehad om hulle lief te hê. En hy het julle nageslag, en hy het hulle nageslag na hulle uit al die volke uitverkies soos dit vandag is. Besny dan die vooruit van julle hart, en verhard julle nek nie verder nie. Want die Here julle God is die God van die gode, die Here van die Here, die groote, die magtige en gedigte God, wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie, wat reg verskaf aan die wees en die weduwee en die vreemdeling liefhet, sodat hy vir hom brood en klere gee. Daarom moet julle die vreemdelinge lief hê, want julle was vreemdelinge in Egipte land. Die Here jou God moet jy vrees, hom moet jy dien, hom moet jy aanhang en by sy naam sweer. Ok, hier is nou iets interessants wat gebeur, né? In Deuteronomium 9 sien jy dit ook. Die Here sê vir Israel, hy verkies hulle uit, julle is my eiendomsvolk. Maar hy sê dit vir hulle in Deuteronomium 9 en Deuteronomium 10. Hy sê vir hulle baie interessante ding. Hy sê, dis oor my liefde, dis oor my genade, dis oor my, wat julle uitverkies is. Dis nie oor julle geregtigheid nie, dis nie oor dat julle wonderlik is nie, dis nie oor dat jy blinker is as die ander nasies nie, dis nie oor dat jy wonderliker is as die ander nasies nie. Dis oor my. Dis oor my vasgestelde plan. Dis oor wat ek bepaal het. God trek dit terug na homself toe. Maar hoekom hy Israel uitverkies het. Hy trek dit terug na homself toe. OK. En dan sê hy vir hulle, want ek is julle God. Want ek is julle God. Hy probeer dit by hulle inskerp. Hy probeer hulle laat besef. Dit gaan oor my. OK. Dit gaan oor my. Dis wat hy hierso sê in vers 17. Ek is die God van die gode, die Here van die Here, die groote, magtige en gedigte God. Want as hulle hierdie Kanaan sou binne trek, is een van die groot waarskuwings, moenie in afgodery vermeng raak nie. Want dit gaan julle, jy weet, dit gaan julle neer laat val. Dit gaan julle tot 'n val bring as julle in afgodery gemeng raak. Wat probeer ek eintlik hierdeur sê? Want ek probeer dit terugtrek vir ons wat in die Nuwe Testament lewe. Die Here sê vandag nog steeds vir ons, hy is die groot en die gedigte God, en dit gaan alles oor hom. OK. Geregtigheid kom nie van my en jou af nie. Dit doen nie. Om in right standing met God te wees, kom nie van my en jou af nie. Dit kom alles van hom af. Dit gaan nie oor hoe blink en hoe wonderlik en hoe heilig jy dink jy is nie. Dit gaan alles oor wie hy is en wat hy gedoen het. OK. Sien julle dit? Die rede hoekom dit so belangrik is dat ons dit besef, is kyk gou wat waarsku die Here hierso. Hy sê, besny nie die vooruit van julle hart nie, so verhard nie julle hart nie, verhard julle nek nie verder nie. As jy die skrifte verder lees, besef jy die Here sê altyd vir Israel, julle is 'n hardnekkige volk in die woestyn. Nee, julle het al gelees. Julle is 'n hardnekkige volk, want hulle het nie vir hom geluister nie. Hulle het nie vir hom geluister nie. Hulle het hulle nekkie styf getrek. OK. So, ons moenie ons hart verhard nie, ons moenie ons nek styf trek vir die Here nie, want die Here julle God se gedigte, die Here julle God is die God van die gode, die Here van die Here, die groote, magtige en gedigte God, wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie, wat reg verskaf aan die wees en die weduwee, die vreemdeling liefhet, sodat hy hom brood en klere gee. Kyk gou, wat is dit veronderstel om in my en jou lewe teweeg te bring, wat dit veronderstel was om in die Israeliete se lewe teweeg te bring. As ons dink, dit gaan oor hoe wonderlik, pragtig, oulik, heilig en blink ek en jy is. Nee? As ons dink dit gaan daaroor en ons vergeet, dit gaan oor die groot en gedigte God, wat alles aan ons gee omdat hy ons liefhet, genadig is, barmhartig is. Wie wat gebeur? Eie geregtigheid maak jou opgeswel. Eie geregtigheid maak jou hand toe. Eie geregtigheid maak jou oë toe. Eie geregtigheid maak jou onbruikbaar in die koninkryk van God. Die oomblik as jy onthou dit gaan oor hom en jy kyk na sy eienskappe en wie hy werklik is en dit word in ons geopenbaar, dan sê hy, kom hy op die plek wat hulle die Egiptenare wat saam met hulle uitgetrek het, want daar het die Egiptenare saam met hulle uitgetrek, dat hulle nie sou verdruk nie, maar hulle sou vir hulle ook brood gee, sou vir hulle ook water gee, sou na hulle ook kyk. Jy sien, eie geregtigheid is 'n
groot vyand vir ons. En dis die tweede openbaring wat ons moet kry. Geregtigheid kom van God af. God het ons gekies. God het ons lief gehad. En nou wil hy dit deur my en jou ook doen. Hy wil deur my en jou ook ander lief hê. Hy wil deur my en jou ook vir ander sorg. Hy wil deur my en jou ook, jy weet, mense bereik. En dit is nogal interessant, hy sê vir die Israeliete, julle sal die vreemdelinge en die Egiptenare onder julle, sal julle ook brood en water gee, as julle hierdie ding besef. Dis een van die maniere hoe ek, in my opinie, die Christene in die wêreld kan bereik. Oop hande, oop harte, oop oë. Kyk wat om ons aangaan. Kom ons gaan aan. Die tweede tekste, een van my gunsteling teksgedeeltes in die Bybel, is Nehemia 4, maar kom ons skiep hom eers. Kom ons gaan eers na Daniël toe. Blaai gou saam met na Daniël 9 toe. Is julle nog by? Is almal nog by? Kom gou saam met na Daniël 9 toe. Dis vir my ook so gepas, die groot en gedigte God, met die Kerk se verjaarsdag. Want as jy met hom Egbert gesels, of jy gesels met Tannie Hannerie, dan sê hulle altyd vir een ding, die Here het dit gedoen. Om Egbert sê die Here het dit gedoen. Om Egbert sê, die mense het gebid vir wat? Vir 'n flamink, toe kry hulle 'n kraai, of wat? Okay, alles word aan die Here toegeken. Die groot en die gedigte God het lewende woord tot hier gebring. En dis 'n beroep op ons wat hier sit, as die gemeentelede daarvan. Ons moet die groot en die gedigte God onthou, wat ons tot hier gebring het, as ons wil verder gaan. Okay, onthou dit. Okay, hoor gou wat sê Daniël 9 vers 4. Of kom ons begin lees maar in vers 2, ons lees in vers 2. In die eerste jaar van sy regering het ek Daniël in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pynhope van Jerusalem 70 volle jare was. Toe Daniël skryf hierdie plus minus 65, 66, 67 jaar, né? Okay, vandat hierdie gebeur het. Okay, dis hoe lank hy al ook min of meer in gevangenis was. Maar is nogal interessant, as jy net na die teks kyk, Daniël sit in goddelose Babylonië. Hulle is uit hulle koninkryk uit weggevoer, hy is uit Jerusalem uit weggevoer, gevangenes in ballingskap. En hy sit in goddelose Babylonië. En wat doen Daniël? Hy lees Bybel. Hy het 3 keer 'n dag gebid, en Daniël lees Bybel. Dis nogal iets wat ons by hom kan leer. Okay. En ek het in die boeke gemerk dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pynhope van Jerusalem 70 volle jare was. En ek het my aangesig tot die Here gerig, om met vas en in roukleed en in as my aan gebed en smekinge te wy. En ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê. Okay, hoor gou hierson, hè? Hoor gou hier. Ek het belydenis gedoen en gesê. Okay. Ek weet Daniël gaan aan en hy gaan bely die verkeerde dade van sy volk. Maar hoor gou, wat is die eerste belydenis wat Daniël doen? Here, groote en gedigte God. Dis waar hy sy belydenis begin. Hoor dit mooi. Groote en gedigte God, wat verbond en goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Wat is die eerste belydenis wat Daniël doen? Waar begin ek en jy gewoonlik? O Here, asseblief, as jy net op my sal kyk. Nee? Wie van julle is daar? Kom, ek vind myself nog baie in daai plek. Here, is jy bereid om op my te kyk nog? Is ek goed genoeg dat ek nou kan bid? Kan ek maar die Bybel lees? Kan ek maar, Here? Daniël te vrymoedigheid, en hy sê, wie hoekom Daniël 'n vrymoedigheid? Want hy kan verby homself kyk, en hy kan sien oor wie gaan dit heel eerste. En die eerste belydenis wat hy doen, gaan oor die karakter van God. En hy sê, U is die groot en die gedigte God, wat verbond en goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet, en sy gebooie onderhou. En Daniël gaan aan om te bid vir sy volk. Hy sê, Here, dit is amper tyd, 70 jaar het amper verloop, het gesê, daar gaan herstel kom vir ons. Jy het beloof deur Jeremia, en Here, ons was verkeerd in die oë en ons dra die gevolge daarvan.
Ons sien dit vandag hier voor ons. Dis nogal interessant, né? Al wat Daniël ook verder sê is, Here, jy het nie hierdie aan ons gedoen nie. Julle kan dit vir julleself gaan lees. Hy sê, ons het eintlik maar net die gevolge gedra van waarteen jy ons gewaarsku het. Dis al. OK. Daniël het 'n goeie beeld van God gehad. En dis die derde openbaring wat ons van hom moet kry. Hy is die grootte en gedigte God wat verbond hou en wat ons liefhet. Wie julle hoekom? Want dan kan jy glo soos Daniël dat daar herstel sal kom, hoe ook al dit mag lyk. Dan kan jy soos Daniël 'n hoopvolle verwagting hê dat die Here se woord waar is. Dan kan ons op dit staan. En dan word dit in ons lewe geopenbaar. Wat ons vanoggend gedoen het met Shanae is eintlik deel van dit. Dis wat ons vandag probeer doen het. Ons het nie hiernatoe gekom, ons het nie dit gedoen omdat ons nie glo in 'n God wat niks kan doen nie. Ons glo in 'n God wat met ons praat. Ons glo in 'n God wat vir ons lief is. Ons glo dit. En ons moet dit openbaar aan ander mense, in die gemeente en buite. Jy sien, Daniël het hierdie openbaring gehad en tot waar het hom gebring, om in goddelose Babylonië nog steeds sy Bybel te lees, en hy het vir sy volk gesmeek. Hy het gesê, Here, ek sal vas, totdat ek 'n deurbraak sien. Hy is hom seker self doodgevas het, as die Here nie so genadig was nie. En die Here stuur vir Gabriël, en hy bemoedig vir Daniël, hy sê vir hom, ek is wie ek is, en my woord is waar. OK, groot en gedigte God. Nou as gevolg van Daniël se gebed, Daniël wat te sy volk intree, John Piper sê altyd, some things happen because God's people pray. Julle al dit gehoor. Some things happen because God's people pray. Nou, Anna het gesê, it's hard to answer prayers when nobody is praying to you. Nogal moeilik, né? Tikke mense oor die vingers. It's hard to answer prayers when nobody is praying to you. Kom ons gaan terug na Nehemia toe. So die Bybel is nie altyd kronologies nie, julle gaan nou 'n paar hoofstukke terug moet blaai. Maar aan die einde van Daniël se lewe, waarskynlik kom daar 'n ou op die toneel, en sy naam is Nehemia. Die Here het eers vir Seri Babel en vir Esra gebruik om eers die tempel te herbou in Jerusalem. Okay. So die Babiloniërs het hulle weggevoer, en toe die Perse die Babiloniërs verslaan, toe kom daar nog 'n groot skuif vir Jerusalem. En die Persiese konings was baie meer bereid om guns aan die Jode te verleen om terug te gaan Jerusalem toe, om dit te herbou. En die Here gebruik eers vir Seri Babel. Die boek van Esra en Nehemia is een boek in die Joodse Bybel. Dis nie twee boeke soos by ons nie, dis een verhaal. Hulle skei dit nie van mekaar nie. En die Here stuur eers vir Seri Babel om die tempel te herstel, en hy stuur vir Esra om die diens in die tempel te herstel en om die wet terug te bring na die Here toe. En dan stuur hy vir Nehemia om die muur te herbou en die res van Jerusalem te herstel. En wat nogal baie interessant is hoor wat gaan in Nehemia se hart aan. Kom ons blaai eers na Nehemia 1 toe. En ek wil dit vir julle lees, want ek dink regtig ons het die orde baie keer verkeerd. Ons het nou in Daniël se lewe gesien, ek wil dit nou weer vir julle in Nehemia bewys. So 'n familielid van Nehemia, Hanani, een van my broers, het na hom toe gekom en vir hom gesê, jy weet, dis nou wat in Jerusalem aangaan op die stadium. So op daai stadium was die tempel al daar, en jy weet, orde is besig om herstel te word. Dit lyk mooi, maar kyk hoe lyk die stad se mure nog, kyk hoe lyk die res van die stad nog, né? En ons stel die storie op in vers 3. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, wat verkeer het in groot ellende en smaad, en die muur van Jerusalem is stikkend, en sy poorte is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en geween, en ek het daarlang getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van God van die hemel, en gesê, ag Here God van die hemel, hier kom dit weer, groote en gedigte God. Jy weet, is nog vir my interessant, was die hele tyd 'n tyd van nood, né? In al hierdie plekke, was 'n tyd van nood, was moeilikheid. Waaraan hou jy vas? Waaraan dink jy? Wel, ek wil vandag vir julle sê, ek dink so nou en dan, kom ons maak dit in ons hart vas. Ek dink aan die groote en gedigte God, my God. Okay. Hoor wat bely Nehemia, sy eerste belydenis. Die groote en gedigte God, wat verbond hou en goedertierenheid hou
vir die wat U liefhet en U gebooie onderhou. Klink dit net soos Daniël? Klink presies soos Daniël. Presies. Die eerste belydenis wat hy maak is, Here, Jy's goed, Jy's groot, Jy's magtig, Jy's heilig. En wat hy eintlik sê is in Jou krag en in Jou getrouheid en die beloftes deur Jou woord, weet ek, ons gaan hierdie mure herstel. Weet ek dit. Dis eintlik wat begin in sy hart lewe. Dis eintlik wat daar binne begin lewe. OK. En Nehemia gaan en hulle begin bou aan hierdie muur en hulle het geweldige teëstand. En hierdie is een van my gunsteling tekste in die hele Bybel, blaai na Nehemia 4 toe. In Nehemia 4 vers 14, in al hierdie teenstand wat hulle beleef om hierdie muur gebou te kry, kom die volgende. En ek het gesien en my opgerig en aan die edeles en aan die leiers en aan die mense gesê, dis nou die wat saam met hom is, wat help om hierdie muur te herbou. Julle moenie bang wees vir hulle nie. Dink aan die groot en gedigte Here, veg vir julle broers, julle seuns, julle dogters, julle vroue en julle eise. In hierdie openbaring van die groot gedigte Here, het vir Nehemia gedryf tot op 'n punt wat hy begin bou het. Het vir Nehemia gedryf op 'n punt wat hy bereid was om oorlog te voer, om te bou vir dit waarna hy glo. Om nie bang te raak nie, om nie mismoedig te raak nie, om nie net te sê, "Ai, Here, kyk die teenkanting nie." Maar om te sê, "Weet jy wat? Ek dink aan Jou, Here. En ek gaan hierdie mense om my bemoedig, die groot en die gedigte God is die een vir wie ons hierdie ding doen. Dis vir sy naam en dis vir sy glorie. En ek gaan nie net in mismoedigheid gaan sit en sê, dis nou maar wat dit is nie." 'n Openbaring van God dryf ons om goed gedoen te kry en om goed te voltooi. In die midde van teenstand, in die midde van weerstand, in die midde van moeilikheid. En ek hoef nie vir julle te sê nie, ons almal het baie van dit. Is ek reg? Maar kan ek julle vandag bemoedig dat die grootte en gedigte God leef? Ons kyk te veel na die situasie en te min na wie hy is. Dis my opinie. Hoe meer ek die Bybel lees, hoe meer besef ek dit. Ons kyk te min na hom. Omdat ons ook arm is in gebrek van hom, is ons ook arm in dade. Is ons ook arm in om ons geloof daar uit te leef. So omdat ons arm is, ons is arm aan die bron. Ons weet nie wie hy is nie. Twee mense kan vir jou dieselfde ding sê, né? Julle het al beleef. Twee mense kan vir jou sê, een kan vir jou sê God is goed. En wat doen jy? Nog 'n mens kan vir jou sê God is goed. En daar's iets, daar's 'n oortuiging in sy stem, daar's iets wat jy kan hoor. Ek glo nogal in hierdie ding. Ek kan dit nogal glo. As ou as jy kan sê God sal voorsien. En wie het nog nie op 'n plek gestaan waar hy regtig net op God moes vertrou vir voorsiening nie. En dan praat jy met 'n ou waar op 'n plek gestaan het waar God het voorsien. Die groot en gedigte God het magtig in sy lewe voorsien. En jy luister na hom en jy dink by jouself, "Sjoe, ek dink nogal is waar. OK. Julle die groot gedigte God lewe, dis dit. As jy jouself in 'n moeilike situasie bevind, as jy jouself negatief bevind, as jy jouself daar bevind. En ek doen dit ook. Ek gaan krepeer oor die situasie. Maar hoekom bemoedig ons onsself nie in die Here nie? Dis die bemoediging wat die Here vir hulle gesê het, voor julle hierdie land intrek, dink aan my. En Kanaan is vir my 'n Nuwe Testamentiese verteenwoordiging van God se koninkryk wat in beslag geneem moet word. Dink aan die groot en gedigte God soos wat ons uitwandel. Laat die openbaring wat jy van hom kry in jou lewe geopenbaar word. En dit gaan jou lewe en die mense om jou se lewens verander. Dit gaan genuine. Ek waarborg jou dit. As ek al jou waarborg in die lewe kan gee, dan gaan ek jou daai waarborg gee.